verrassingkie vir die kinders, maar lyk my verhaal. Ek gaan van die kindertjies, wie sal gou hier na vore kom asseblief? Ek soek 'n vrywilliger. Ek dink hy klein Dante. Ja, nie wag. Ja, nie wag, hy gaan bietjie swaar. Dante, kom help bietjie asseblief. Kom help gou. Daar sê ek het bietjie swaar, hè. Jy moet net saam met Dante loop. Kijk. Dante, nou vat jy. Dis nie Dante nie. Wat is jou naam weer? Pian. Vraag groot verskil. So. Ja, asseblief. Ja. Vat op en is dit jou boek? Ja, jy moet weer vat. En jy begin die voor uitgee. By elkeen ene. Okay. By elkeen van die mense. Dankie. Daar sê, ons gee hulle net so 'n bietjie kans. Hulle gaan net gou vir hulle self daarso 'n vlaggie kry en dan moet jy hom net eers vashou, maar daar's 'n voorwaarde aan. Ek het dit nou nie vooraf gesê nie, ekskuus, maar elkeen wat enetjie ontvang het, gaan my vanmôre help preek. Ja, julle sal my met help preek, want hierdie is 'n groot taak en julle moet help om hierdie groot taak te vervul. Baie dankie, ons gee net hulle kans om so 'n bietjie dit uit te deel. Elkeen kry enetjie, hoor. Kyk hoe ver jy vorder. Die wat heel agter sit sal, ek hoop hulle kry ook. Daar's 'n klompie. Ja, nou maar kry maar so. Dan kyk ons. Ja, ek lees intussen terwyl hulle so dit net uitdeel. Galasiërs 5 vers 22 is ons vers van oordeenking vanmôre. En daarom sal julle verstaan waarom hierdie uitgegee word. Hoe lyk dit? Lyk nou ons gaan eindtyd gaan. En dit is, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Nou, ek is baie ek wil sê spaarsamig of synig om vir iemand preektyd af te gee, want julle weet ek sukkel mos maar om genoeg tyd te hê om te preek. So almal julle gekry. Ag, julle moet net kyk dat daai ouetjie wat nou uitgegee het ook een kry, asseblief. Iemand laat die pad, maak 'n donasie. Daar's hy. Hulle en die boetiekie, asseblief. Het my gehelp. My bril kyk toe nou nie so mooi nie, toe sien ek nou nie mooi wie is dit nie. Daar's hy. Nou, sê weer. Het julle almal gekry? Die kleintjies ook gekry? Nie gekry nie. Hester gaan gou gee. Ekskuus ek mors 'n bietjie tyd daarmee. Maar okay, julle gaan by help preek. Elkeen wat een gekry het. Die voorwaarde is jy preek net een woord. Niks verder nie. Jy mag nie meer preek as dit nie, want gaan te veel tyd vat. Maar dan moet jy gaan hom vir my lees en elkeen moet proe. Hoe proe hy? En daai dryf jy eet. Is dit reg? Jy kan maar net een eet, die ander een kan jy net nou eet. Maar goed. Ek wil sommer so vinnig, laat ons nou nie tyd mors nie. Maar elkeen wie is eerste om te sê wat op jou vlaggie staan? Getrouheid. Daar's hy. Oom Steve sê getrouheid. Hom kan hom maar proe. Volgende ene. Sagmoedigheid. Volgende een. Sê weer, ja, steek net hand op, ja. Selfbeheersing. Goedheid. Vriendelikheid. Wie het nog nie gesê nie? Sagmoedigheid. Vrede. Daar's hy. Ja, daar is 2 van elkeen, hoor. Nog een, sê asseblief, Heidi. Blydskap, daar's hy. Nog een, ja. Liefde. Nog een daar agter. Sagmoedigheid. Lankmoedigheid.
Dis 'n groot ene daai. Daar is hy, nog een. Ook lankmoedigheid. Daar is hy, pragtig. Ja, help bietjie daar. Getrouheid. Nou goed, nou wil julle, dis nou amper soos nagmaal. Nou moet jy vinnig gou 'n korreltjie eet en ek wil so 'n paar net gehoor hoe proe jou korreltjie vir jou. OK, ek wil verskillende, as iemand gesê het so, dan moet iemand 'n ander naam gee. Lekker. Nog een. Sê weer? Sappig. Jo, nog 'n naam. Sê weer? Kraakvars. Jo, dis lekker. Ja? Smaaklik. Ek dink ons het die idee. Dit is so 'n vrug het 'n spesifieke smaak en dit het 'n karakter, dis fantasties, dis lekker, né? En julle kan maar julle dryfies eet. En dan kom ons maak dat ons hart so 'n bietjie stil, dan bid ons net saam. Here, dankie vir die woord. Dankie vir die kosbaarheid van hierdie woord. Dankie dat U vanmôre ons harte ken. Dankie dat U in ons harte werk wat ons nie self kan doen nie. En ek bid dat U nou elkeen ryklik sal seën. Here, dat U hierdie vrug in ons lewe 'n realiteit sal maak. Ons buig voor U en ons bid vir elkeen wat na hierdie boodskap luister, dat hulle ryklik deur U geseën sal word. Dankie Here. Amen. Nou, ons praat vanmôre eintlik nog 'n reeksie wat ons mee besig is oor die vrug van die Gees. Ons het dit kom daar uit die bovertrek van die Here Jesus waar hy vir hulle gesê het vrede vir julle. En vanmôre is dit weer die tema vrug. Is dit die tema vrug van die Gees. Nou wil ek hê u moet in die lees bietjie agterkom die legkaart waar in hierdie woordjie vrede weggesteek is. Nou kom ons lees. Ons lees uit Johannes 14 vers 26. Maar die Trooster, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee nie, gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. En dan lees ons in Galasiërs 5. Nou Galasiërs 5 moet ons net so vinnig terwyl ons die skriflesing daar doen, wil ek 'n bietjie net laat u in die prentjie inkom van Galasiërs 5. Paulus het verskriklike probleem gehad. Ek het eintlik soms ek wil amper sê geglimlag of dit het my aangegryp hoe ontsettend ontstel Paulus geword het oor wat in Galasiërs aan die gang is. Hy was ontstel met hierdie mense. Jy moet nou hoor as ons dit lees, want jy sien daar was van hierdie mense tot bekering gekom. En nou kom hulle dat jy moet sekere wette onderhou van die Ou Testamentiese wette en jy moet nou soos die besnydende spesifiek, daar vreeslike twiste oor ontstaan en dan sal dit kom soos wat vir 'n tannie gesê is wat tot bekering gekom het in Newcastle, toe sy so opgewonde oor die Here in haar lewe ingekom het en haar buurvrou sê toe vir haar man, maar is nou alles mooi en goed met jou, maar jy is nou nog nie gedoop nie. Jy weet nou en met ander woorde, daar's nou 'n wet wat hulle stel en as jy nou daai nie ondergaan het nie, as jy nou, sy sê vir haar, hoorie, jy gaan dit nie maak nie, jy gaan nie hemel toe gaan nie, jy moet eers, en nou, wat ook al, nou is presies in Galasiërs, die Bybel is op datum, hy is presies wat vandag, nou kom Paulus, en hy trek kwaai baadjie aan hier so met hulle, en nou kom ons lees van vers 12, hy sê, as die wat julle opstandig maak, hulle is self maar ook wou vermink. Is dit nie erg nie? Dat Paulus sê, julle moet julle vermink. Want julle is tot vryheid geroep, broeders.
Gebruik net nie julle vryheid as aanleiding tot die vlees nie, maar dien mekaar deur die liefde. Want die hele wet word vervul in een woord, naamlik, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dis waaroor dit gaan. Maar as julle mekaar byt en opeet, pas op dat julle nie die een deur die ander verteer word nie. Ek wil amper sê dat julle mekaar opvreet nie. Vers 16. Maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Vers 17, want die vlees begeer teen die Gees en die Gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Vers 18, as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. As jy in die werke van die vlees, let wel, werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, met ander woorde, dis al die seksuele sondes wat hier genoem word. Vers 20, afgodery, towery, dis false godsdienste. En dan kom hy by die verhoudingssondes, vyandskap, twis, jaloesheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord. En dan kom hy by die verslawings, dronkenskap, brassery, dergelike dinge waarvan ek julle vooraf gesê het, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Maar, en nou kom ons by ons vers van vanoggend, die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Dit is God se woord. Kom ons buig weer in gebed. Dierbare Here, ons aanbid U vir U onfeilbare, wonderlike, altyd op datum woord. Ons aanbid U dat U ons hierdie rigsnoer gegee het en dat U U Heilige Gees gegee het om ons in die hele waarheid te lei. Nou is die uitroep in ons hart, Here, U woord is skerp. Dis 'n tweesnydende swaard, dit deurboor en wond. Maar soos die gesang sê, dit heel ook, dit maak gesond. O Heer, kom met U wonderlike woord vanmôre en doen wondere wat by die eer van U naam pas. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Die vrug van die Gees, en ek lees dit weer vir u, is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Nou hierdie is een boodskap van 2. Ons gaan volgende week weer dieselfde tema vat. En terwyl ek nou voorberei het, het ek gekom daar by lankmoedigheid. En toe bedink ek die saak en ek sien hoe diep hierdie saak van lankmoedigheid is. En ek besef, u gaan nie met my so lankmoedig wees as ek die hele vrug van die Gees met u vanmôre behandel nie. Toe besluit ek by lankmoedigheid, net hier stop ek. En daar gaan ons dan vanoggend stop en dan gaan ons aangaan met die res van die vrug van die Gees. En 'n interessante versie wat ek lees in dieselfde verband, na Handelinge 9 vers 31, en die gemeentes deur die hele Judea en Galilea en Samaria, die hele streke van daai tyd waar die gemeentes het vrede gehad. En terwyl hulle opgebou is en gewandel het in die vrees van die Here en die vertroosting van die Heilige Gees, het hulle vermeerder. Maar wat my getref het, is net hierdie woorde, hulle het vrede gehad. God het iets in hulle gewerk, terwyl hulle geweldig vervolg was. Die vrug van die Gees is vrede. Nou,
Ek het vanmôre se boodskap deel ek in 2 en dis dan maklik om te onthou. Dis die oorsprong van vrede. Ons wil weet waar hierdie vrede vandaan kom, want die vers sê dit vir ons. En die tweede deel is die onmisbare deel van vrede. Vrede kan nie bestaan sonder die res nie. Nou goed, wat ons belangrik sien, dis vrug. Nou, vrug, wil ons sê, is wow, u dit vanmôre ervaar. Die wonderlikheid van vrug. Dit het smaak, dit het geur, dit het tekstuur, dit het besondere eienskappe, en dit is baie lekker, dit is aangenaam. Dit gee ons vreugde om vrug te kan geniet. En so het die Here Jesus die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra en die skande verag. Die vrug van die kruis het hy voor oog gehad en sê, dit is so fantasties, wow, gaan dit wees om die uiteinde daarvan te sien. In Johannes 15 vers 8 het ons, toe ons gepraat het oor die wynstok en die lote, het ons hierdie gelees onder andere, hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, en julle sal my disippels wees, julle sal van my afleer. Nou, wat belangrike ding is om te verstaan, is die verskil tussen vrug en werke. Maar kom ons kom net eers by die heel eerste deel van die boodskap, en dis die oorsprong van vrede. Waar kry ons vrede? Waar kom vrede vandaan? Ons het nou geleer in hierdie tyd wat ek so oor die vrede preek. Vrede beteken om heel gemaak te wees, om al die stikkende stukke by mekaar te kry en die prakties daarvan. Nou sal ons sê hoe om gebroke lewens weer heel te kry. Gee ons net 'n 9-punt plan en ons sal daai 9 punte doen, en as ons dit doen, dan gaan ons vrede hê. Dit hoe dit werk, is hierdie vers 'n 9-punt plan wat ons moet uitvoer. 9 maniere om by die oorsprong van vrede uitkom. Jy hoor baie mooi. Die oorsprong van vrede, die vrug van die Gees. Van die Gees. Dit moet diep in jou hart insak. As jy vanmôre sê ek begeer vrede, vind dit dan vanmôre net by die Heilige Gees. Dis nie iets wat jy menslik voortbring nie. Jy probeer nie hard daar gaan sit en jy kom nou in meditasie en jy hoe en ha en dan sê jy wel, nou gaan ek vrede kry, ek kry net 'n bietjie klein stilte van die wêreld om my. Stilte is nogal noodsaaklik, maar dit gaan jy nie vrede gee nie. Hoor wat sê die vers? Die vrug van die Gees, dit kom van God af. Nou moet jy 'n ander baie duidelike iets merk. In hierdie gedeelte is daar die vrug van die Gees, maar daar is die werke van die vlees. En die twee word teenoor mekaar gestel. Nou vrug is glad nie werke nie. Vrug is iets wat tyd neem om te groei. Hoe lank vat 'n mens? Die boere verstaan, as jy iets geplant het, hoe lank vat jy voor daai 'n vrug het wat jy kan geniet? Dit vat lank voor jy by vrug uitkom. Daar's 'n volharding in betrokke. En daar's iets wat jy kan dit nie aanplak of aanpleister nie. Dit kom spontaan voor. So vrug is bonatuurlik. En dis God wat dit werk, sy Gees wat dit werk. Maar die werke van die vlees is natuurlik. Dis goed wat ek doen. Die vrug van die Gees is nie goed wat ek doen nie. Dis goed wat in my bewerk word. So die werke van die vlees is natuurlik. Dit kom sommer spontaan. Nou wil ek net so vinnig aansny by wat ons lees in Jeremia 17. Daar vers 5 sê hy, vervloek is die mens, is die man wat op die mens vertrou. Hy sê hy sal wees soos 'n kaal bos in die wildernis. En hy sal
As die goeie kom, sal hy dit ook nie eens raak sien. En hy sal wees in dorplekke in die woestyn. Daar is baie redes waarom 'n mens soms in 'n woestyn kom, maar let dit hierdie hy wat op die mens vertrou. Daar so 'n nood daarna, dat ek sal kom weg van myself af, by die een wat dit vir my kom voorsien. Nou, ons lees net verder aan in Jeremia 17 vers 8, van die een wat op die Here vertrou. Hy sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is, sy wortels uitskiet na die stroom, nie vrees as daar hitte kom nie. Sy blad bly groen en in die jaar van droogte is hy nie besorg nie en hy hou nie op om vrugte te dra nie. Jy sien die vrug en daai toestand in die woestyn. Nou wil ek net so 'n bietjie teruggaan na die toestand in die woestyn. Jy weet, daar's partykeer bevind jy jouself in 'n ding wat jou oë nie die Here raak sien. Die geloof is mos 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. So dis eintlik, geloof is eintlik om God waar te neem, maar nie my fisiese oë nie. En dan is dit of 'n mens daar in die woestyn, dan sien jy nie lig nie. God werk hier om jou. Maar jy kom dit nie agter nie. Want jy's blind daarvoor. En ek wil net oor die woestyn so ietsie sê voor ons verder gaan, so 'n kant invoegsel hier in die boodskap, is die woestyn, ons dink aan Maria, die dag van die opstanding, hier kom sy by die graf, en Jesus is nie daar nie, en sy is in die tuin, en sy huil, sy is hartseer, en sy dogter Jesus is die tuinier, en sy sê, maar waar het hulle my heiland neergelê? En hier ontdek sy die Here Jesus. En haar blindheid word aangeraak en sy sien hom en sy sê Rabboni. Nou, jy weet, dit is soms is ons so hartseer, omstandighede in die lewe maak ons so, dat jou geloofsoog so verdof is, dat jy sien nie. En dan vertrou jy op die mens, en jy soek nie by die regte plek om te sien nie. Ons dink aan Thomas, sy ongeloof, dink net aan die worsteling wat hy deur is, 'n hele week, hy glo nie Jesus het opgestaan nie, Jesus het lankal opgestaan, maar vir die hele week loop hy in hierdie duisternis. So loop daar mense vandag aan duisternis, in ongeloof, hulle is verblind, hulle is in 'n woestyn van ongeloof, en hulle voel verlate, daar in die woestyn, hy sal in dorpplekke, is daar's jy alleenig, jy voel, niemand gee om nie. Dis daai wat 'n mens, jou vertroue in die mens kon stel, jou oë is net vir 'n oomblik van God af, maar kom ons gaan aan by die vertroue in God, hoe wonderlik is dit om daar by die stroom geplant te wees, en die bron van hierdie boom, kom daar uit die waterstroom uit, sy wortels is diep in die waterstroom, en geseënd is daai man wat op die Here vertrou, en wie se vertroue in die Here is. So, die vrug van die Gees kry ons deur ons oë na God toe te draai. En die genade van God is dat hy, as hy in sy lig ons bietjie laat ontdek, wat kort in my lewe, wat die vrug van die Gees in my wil wees, maar dit is nie daar nie. En dis my gebed. Nou kom hy in daai selfde gedeelte in Galasiërs 5. Hy sê wandel deur die Gees. So daar met 'n lewenswandel. Nou wandel is iets wat aanhou. Dis daai wat een tree na die ander tree. Dis 'n wandel, dis 'n aanhou. Dis net soos die vrug. Dis iets wat moet groei en moet toeneem en tot volwassenheid kom. Dis 'n wandel deur die Gees. Dis 'n pad wat jy met die Here loop. Wandel deur die Gees, dan sal jy hulle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Dan sal daai werke van die vlees soos blare van jou afval. Omdat jy wandel deur die Gees. Dis 'n noue kontak met God.
Ek wil hier net dit sê, die vrug van die Gees is onmoontlik as jy nie 'n noue verhouding met God het nie. As jy nie wandel deur die Gees nie. As jy maar net so nou en dan 'n skietgebedjie opgee, sê, ag Here help my, en Here seën die kos, en seën ons maar, en bewaar ons, en jy gaan nie die vrug van die Gees in jou lewe hê, met oppervlakkige, maar net so verbygaan by die Here nie. Dit is nodig om met hom te wandel, tree vir tree, met die Here te doen. Hy sê, as julle deur die Gees lewe, wat beteken dit? Dis as ek gered is. Ek is dood gewees, geestelik, en nou het hy my lewend gemaak. Moet ons ook deur die Gees wandel, as jy sy kind geword het. Dis maar die begin. Dis maar soos iemand wat by die Comrades Marathon jy die skoot gehoor klap en daar trek jy. Dis maar die dag as jy die Here ontmoet en hy werklik in jou lewe inkom, dat jy net weggetrek. Maar dan moet jy wandel, dan moet jy stap, dan moet jy draf op hierdie pad om by die eindpaal uit te kom. Om die vrug in jou lewe te kan ontwikkel. Ons moet deur die Gees van God gelei word, sê hy. So, ons het gesê, wat is die bron? Waar kry ek hierdie vrug van die Gees? Net by God, deur die Heilige Gees, deur 'n noue wandel met hom. En nou kom ons by die tweede deel, en dis, ek wil hê jy moet die onmisbare deel van vrede. Want die woordjie vrede staan saam met 8 ander. Dis hierdie versie, né? Let wel, dis nie die vrugte van die Gees nie, maar die vrug van die Gees. Daar's 'n groot verskil. Dis nie, ek het nou hierdie vrug, ek het nou liefde, en dan het ek nou lankmoedigheid. Nee. Hulle kan nie van mekaar losgemaak word nie, soos 'n diamant wat verskillende fasette het en so geslyp is. As jy na daai diamant kyk en jy draai hom bietjie rond, dan skyn daar verskillende kleure. Elke faset gee vir jou 'n bietjie anderste kleur. Soos wat die lig in hom in weerkaats word, is daar verskillende weerkaatsings en lig wat uitkom. So, dis verskillende fasette. So hierdie 9 is nie vrugte van die Gees nie, maar is vrug van die Gees. Dis gesamentlik. En die vrug van die Gees is dit wat God in my kon verander. Ek het my ou vleeslewe gelewe, en jy weet, dit is die groot ding, as 'n mens die Here in jou lewe in het, en jy wandel met die Here, dan sal jy nooit dieselfde bly nie. As iemand sê dat hy met die Here wandel, en hy nie verander nie, dan is daar nie waarheid in nie. Sy lewe sal verander. En nou hierdie 9 vrug van die Gees kenmerke, hierdie 9 fasette, word in 3 dele gedeel. Eerste 3, nommer 1, 2 en 3, nommer 4, 5, 6, nommer 7, 8, 9. En hier het ons dit, dis die verhouding met God, is die eerste, tweede en derde van hierdie kenmerke. En dan die tweede is die verhouding met ander. My verhouding met God het verander, my verhouding met ander mense verander, en my verhouding met myself verander. So wonderlik hoe die woord saamgestel is, né? Dan kom hy die so dit is hoe hierdie verdeel. Nou ons gaan daarby stil staan, so treetjie vir treetjie. 'n Mens moet vernuwe word. En daar's sulke kosbare dele in Kolossense 3, kan jy gaan lees hoe ek vernuwe moet word. Nou daai vernuwing, sê hy, gaan gepaard, dis soos 'n ou kleed wat jy afgooi en 'n nuwe kleed wat jy opneem. Hy sê ook, maak dood dan julle lede wat op hierdie aarde is, daai ou werke. Hy sê byvoorbeeld, lieg nie vir mekaar nie, omdat jy die werke afgelê het. En so daar's 'n aflê, daar's 'n klaar kry, daar's 'n omdraai. En daar's 'n voortleef op die pad van God. Is die Here my genadig was en my se kind gemaak. So kom ons kyk bietjie na hierdie
Dis daai 3 en ons gaan nou net so halfpad vorder met hulle. Die eerste is ons verhouding met God. En daai verhouding met God is die vrug van die Gees is 3 dinge: liefde, blydskap en vrede. Dit het baie, nou moet jy let daarop. Ek sê dit het met my verhouding met God te doen. Maar die vrug is iets wat mense buite ervaar. My liefde teenoor God, my blydskap in die Here, my vrede, die vrede van God wat in my is, word as vrug, as 'n resultaat uit my lewe uitgedra, dat ander dit sien en beleef en God ook. En soos dat u nou vanmôre die druiwekorrels geproe het, so is daar mense wat by jou lewe verbygaan in hulle, maar dis heerlik, dis aangenaam, is dit nie fantasties nie? Dis die vrug van die Gees in daardie persoon se lewe. Nou kom ons kyk, en dan die tweede deel is die verhouding met ander mense rondom my. Die vrug van die Gees is lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, en dan die derde deel van hierdie 3 tale is die vrug van die Gees is getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. So ons gaan nou net so amper helfte met hulle gaan vanmôre. En die heel eerste een is dan die vrug van die Gees is liefde. Nou wat het u nou nog nie oor liefde gehoor nie? Daar is soveel al gesê oor liefde. Die hele Bybel is daarvan vol. Wat ek wil sê is, Don Francisco sing 'n lied. Hy sê, love is not a feeling, it's an act of your will. Jesus het nie by die kruis, of voor die kruis gesê, wel ek voel nou maar so opgewonde, ek wil vir hulle gaan sterwe nie. It was an act of his will. Hy het gekies. So is liefde nie 'n gevoel. Ek voel nou net hierdie vlinders in my binneste en ek word nou aangetrokke en dit is vleeslike liefde. Ware agape, goddelike liefde is 'n liefde wat ek kies. Ek kies om lief te hê. En daarom is daai liefde nie afhanklik van wat na my toe kom nie, maar is iets wat ek gee. Die vrug van die Gees is daardie agape liefde waarin ek God as my voorbeeld, dat ek sal lief hê soos dat God my liefgehad. So dis die vrug van die Gees. Nou het hy gesê, ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. En as my oë oopgaan en ek ontdek, maar hoe groot is God se liefde? Wow, hy het my liefde gehad, te midde van wat alles in my lewe, het hy my lief gehad. Dan kom hy ook in Romeine 5 en hy sê, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is. Die wow daarvan, omdat die Heilige Gees is 'n groot emmer wat jy ingooi in daai binneste, as jy ontdek hoe groot God se liefde vir jou is. En daai liefde is dan vrug wat jou lewe voortbring en wat jy uitdra na buite toe. Maar dan is daar die volgende van die vrug wat genoem word, is die woordjie blydskap. Nou hierdie blydskap is nie net, ek is so bly want alles gaan goed in my lewe, nee. Hoor mooi, die 1 Petrus 1 vers 6 sê, hierin verheug julle jou, as blydskap, nee, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef, daar loop trane, onder allerlei beproewinge, maar as blydskap, hoe is dit moontlik? Dat jy tussen jou trane en jou hartseer, kan daar blydskap in jou hart wees? Dis bonatuurlik, dis God wat dit werk. Dis hy wat dit in my kom inplant. 1 Petrus 8, as jy nou 1 Petrus 1 vers 8, as jy verder aangaan daai hoofstuk, hy sê, vir wie julle al het julle hom nou nie gesien nie, tog lief het, jy het God lief, jy het hom nog nie gesien nie, en wil jy al sien jy hom nou nog nie, tog glo, en julle verbly, hoor nou hier, met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap, daar's trane, as gevolg van al die beproewings, maar jy het hom lief, en dis 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap, en jy sien uit na eendag, om by hom te wees. Dis 'n blydskap, en dan hoor ons in Filippense, het ons het soveel behandel, ek herhaal, verbly julle,
Die blydskap in die Here is jou beskutting. Blydskap, blydskap, blydskap. Maar is iets wat ek nie spontaan opgewerk het in my nie. Dis 'n vrug wat my wandel met God vir my bring, hierdie diep blydskap. En dan het ons nou baie oor vrede. Vanmôre is die hoofsaak die vrede. En dan is vrede onlosmaakbaar van die ander. Nou wil ek net hier iets sê tussen hierdie in. Iemand kan miskien hier sê, wel, as ek nou na hierdie 9 kenmerke kyk, dan is daar so 2 of 3 wat nogal sterk staan in my lewe. Ek kry so 9 uit 10 vir hulle. Jy weet, ek is nogal baie lankmoedig. En ek is getrou. Hoorie, as daar nou een ou op hierdie aarde is ek getrou. En dan miskien nog 'n een wat jy het en sê, wel, hierdie is nou wat ek doen. Hoorie mooi, wat ek doen. Ek kry hierdie 9 in my, want ek doen dit. En dan is dit eintlik ek wat droom, want ek het nou hierdie, dis nie deur God gewerk nie. Ek het nou maar keuses gemaak en nou sê ek wel, ek gaan bietjie meer bly wees, en ek gaan bietjie meer liefdevol wees. Dis produk van myself. Maar let wel, ergens in hierdie 9 gaan daar 'n groot gaping wees. Daar gaan maklik ergens tussen hierdie iets wees wat kort, want dis nie die Heilige Gees. Dis uit myself uit. So dis werke wat ek probeer doen om goed te wees en na te kom. Maar as die Heilige Gees dit werk, is al 9 besig om te ontwikkel, maar dan let wel. Ons is nie een volmaak in hierdie 9 nie. Want daarom moet ek wandel en die Heilige Gees bewerk dit in my, hy vorm my. Soos wat vrug is nie iets, waps, en daar is die vrug aan die boom nie, nee, gaan vra vir 'n boer, dis maande wat dit vat. Dis deur baie wat daar gegaan word, om by die vrug uit te kom, om deur beproewings te gaan, en met blydskap aan die kant uit, die vrug van blydskap, dit groei, wanneer jy die Here volg, en genade van God kry, en die Heilige Gees werk hierdie vrug binne in jou, te midde van jou beproewings. Dis God se werk, hierdie vrede, om die stikkend in jou lewe heel te maak. Dis 'n pad wat jy loop, dis 'n wandel met die Here, dis onder die leiding van die Here, wat hy met jou besig is. Dit is daai wat hy sê, wees oor niks besorg nie. Nou wie van ons het nie ergens ons lewe iets wat jy bekommerd is, of besorg is, of angste het, nie? Hy sê, maar nou sê hy, wees oor niks besorg nie. Maar laat julle begeertes en alles, deur gebed en smeking. Dis 'n uitroep, dis 'n geskreeu na God. Dis smekinge, dat dit bekend word by God. En dan doen jy dit en jy sê, dankie Here. Ek het nie die antwoord nie, maar ek sê klaar dankie, my lewe is aan U oorgegee. En dan kom hy, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle hart en julle sinne bewaar in Christus Jesus. En dan kom hy met die volgende vers 8, en dan sê hy, van al die dinge wat lieflik en loflik, en al die mooi dinge wat daar moet wees, hy sê, bedink dit, my gedagtes moet geoefen word. En dit is waar die Heilige Gees, onder die Heilige Gees se leiding, my hele denke vernuwe word. Hy sê, word verander deur die vernuwing van julle gemoed, deur die verandering van julle denke. En dan kom die uiteindelike vrug wat groei en al mooier en mooier word, tot by die Here Jesus se koms, die vrug van die Gees. U sien, dis hy, en wat hy werk in my is volkome. Maar hoe ek daarin aanpas en groei, deur die gewoonte geoefen, sê Hebreërs 5, word daar hierdie geestesvermoëns ontwikkel. So hoe lyk dit met jou vrede? Het jy vrede? Is dit wat stikkend is, heel in jou lewe? Of is daar 'n gebrek aan vrede? Maar dan kom ons, as het gesê, dis die eerste 3, né? Nou kom ons by die tweede deel, die verhouding met ander. En die verhouding met ander
is hierdie belangrike een, maar die vrug van die Gees is lankmoedigheid. Vriendelikheid, goedheid, en die gaan ons later, volgende week, behandel. En as hier by lankmoedigheid, wat ek toe nou halt roep, en sê niks verder hier nie. Hoe lankmoedig is jy? Wat beteken lankmoedigheid? Rarig. Lankmoedig, die Griekse woordjie makrothumia. Nou, ons weet wat is makro, dis groot, die groot winkel. Makros. Wat? Lank. Dus makros beteken groot of lank. En simos beteken woede. Dis lang uitgestelde woede. Dis hierdie ding het jou nou getref en dis gryslus binne in jou kou jy klippe en jy is besig en jy sê, so kan dit nie gaan nie. Maar so uitgestelde woede, lankmoedigheid, geduldige verdraagsaamheid, om lank te ly, is een van die verduidelikings daarvan, of lang van asem te wees, soos 'n lang asematleet, is 'n woede, wat jy kry om nie, laat hy uitbars nie. Daai lankmoedigheid, hoeveel lankmoedigheid het die Heilige Gees al as vrug in jou lewe kon bewerk. Hoe ag dit louter vreugde, wanneer jy in allerhande beproewinge val, sê Jakobus 1 vers 2. Ag dit louter vreugde as jy in beproewings val, omdat die beproefdheid van julle geloof die lydsaamheid bewerk, en die lydsaamheid moet tot volle verwerking kom. Dan moet iets in jou ontwikkel. Dan moet lankmoedigheid gevorm word. As iemand hierdie lankmoedigheid van jou kom beproef, het jy al ooit gedink om stil te word in die oomblik wat jy voel, ek kan nie meer nie, te sê, Here, dankie. Dankie, U is besig om my te vorm, U wys my hoe ongeduldig ek is. Here, verander my om soos U te wees. Het jy die rustigheid van die Here Jesus? Die tyd wat hy gehad het. Hy is tot 4 dae laat vir Lazarus opwekking, maar dit was sy tydsberekening. God vat soms tyd. Jy weet, ons is soms so ongeduldig. So kort van draad. Dis net so. Dan is daar moeilikheid. Lankmoedigheid. En dis toe hier wat ek vashou. Want jy weet, hoe kry ek 'n praktiese oefening. Ons hondjie is nou die oggend siek. Nou ek is baie lief vir die hondjie. En die hondjie is lief vir my. En sy gaan nooit sonder my nie. Nou is ek besig, vroegoggend, met lankmoedigheid. Nou stoei ek met hierdie lankmoedigheid. Nou slaan ek na en ek lees oor lankmoedigheid. Nou het sy vreeslike seer op haar maag en dit gor in dit. Jy weet hoe so 'n hondjie siek is. En hy maagie grom en dit gat te kere en is gelyde en alles. En nou het ek na ander hand, haar bedjie is bo op die toonbank. Nou waar ek werk, dan klim sy af. Nou wil sy bo op my rekenaar klim en ek kan nie tik nie. Dan tel ek haar op my skoot, dan wil sy af, dan klim sy af, dan kom sy onder by my voete en dan krap sy my met alles wat sy het binne en want sy wil wegkom van hierdie pyn wat sy nou het. Maar weet jy, dis nie dat dit een keer gebeur nie. Dit vat lank. En dit hou aan. En ek word amper wakker by die besef. Wat is ek besig om te leer? Ek lees oor lankmoedigheid. God, hulle eenvoudige hondjie gebruik om vir my te wys, want jy weet later, ek het haar al hoeveel keer op die toonbank en af die toonbank, en later voel ek begin nou haar bietjie vinnig afsit, jy weet. Ek word 'n reaksie. En die rooi ligte gaan aan. Jy het nie lankmoedigheid. Jy het God nodig. Dit is so eenvoudig. Maar God se woord is so diep. Laat dit by die eenvoudig van ons lewe van toepassing is, met wat is jy ongeduldig? Wat jou lankmoedigheid faal? Wat jy moet vanmôre uitroep, Here help my. Want ek het nie hierdie vrug in my nie, vorm dit in my. Hoe my lees oor hierdie woord lankmoedigheid,
vat dit my toe, dis mos die Heilige Gees se vrug, wat hy in ons werk, so dis iets van God, wat hy kom afdruk, binne in ons, en kan ons nie anders as om by die lankmoedigheid van God uit te kom nie. Hoor wat sê Romeine 2 vers 4, of verag jy die rykdom van sy goedertienheid, sy liefdevolle goedheid, en verdraagsaamheid, en hoor hierdie woord, sy lankmoedigheid, sy lang pad wat hy met jou loop, om jou te kom by hierdie vrug, sy lankmoedigheid om jou siel te red. En mense verag dit, hulle is eintlik vir hulle lastig. Hoe lank moes God met jou praat voor jy sy stem hoor om jou tot hom te bekeer? Of miskien is jy vanmôre nog dat God lankmoedig oor jou moet wees en jy het nog nie gered geword nie. Omdat jy nie besef dat die goedertierenheid, nou hier is vir my so 'n mooi woord, 'n mooi Afrikaanse woord, maar dit beteken liefdevolle goedheid. Omdat die liefdevolle goedheid van God jou tot bekering wil lei. Hy het net een rede waarom hy so lankmoedig is met jou. Sy liefdevolle goedheid. Om hierdie vrug in ons lewe tot stand te bring, hoeveel lankmoedigheid, hoe lank pad kom, hoe lank is jy al op die pad van God? Hoeveel het hierdie vrug al gevorm? Of hoeveel kort dit? Paulus praat, en hy praat van homself, in my het hy al sy lankmoedigheid kom betoon. Die geduld wat God gehad het met Paulus. Ag, en ek dink ons maar Petrus ook daarby gooi. Die geduld, die lankmoedigheid. Die lankmoedigheid. En hy bly bid vir Petrus. Ag, hy weet hy gaan hom verloon. En hy sê, Petrus, ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie sal ophou nie. Is daar iemand vir wie vanmôre net die stem moet hoor wat vir jou sê, die Here is lankmoedig met jou, om sy beeld in jou tot stand te bring, want hy sukkel om dit reg te kry, al is hy God. Want jou wil is so hard, en skop so teen die prikkels. God se lankmoedigheid. Nou net hierdie vers in Spreuke 16 vers 32, die lankmoedige is beter as sy held. Hierdie kinders wil altyd, daai klimannetjies daar agter, jy wil 'n held wees. Jy wil 'n sterk man wees. Hy wat sy gees beheer, wat lankmoedig is beter as een wat 'n stad inneem. 'n Stad met 'n sterk muur om. Iemand wat hom inneem, dis 'n held. Soos jy, as jy lankmoedig is. Maar ons het nou vanmôre mos die vrug van die gees en die werke van die vlees, die natuurlike, dit wat God in ons werk, is die vrug. Maar die werke, die goed wat ek doen, is hierdie natuurlike, hierdie waar ek uitdak en dinge in my verkeerd gaan. En nou wil ek net so, en ek is by die einde in die boodskap. Maar in daai selfde deel, waar ons lees van die vrug van die gees, leef ons nou die werke van die vlees. En nou vir elkeen van hierdie vrugte, of van die vrugkenmerke, wys terug na die werke van die vlees. Nou watter is die maatjies, die teenkante van lankmoedigheid? Hy praat van vyandskap. Vers 20. Vyandskap. Is net sommer 'n vyandskapstorie. Dit kom nie van God af nie. Daar's haat in verbonde. Dit kom nie van die Here af nie. As daar vyandskap en haat is, dis nie vrug van die gees nie. Mag God alleen dit oopmaak en jou besef kom, daar's haat in jou hart. En dit kom nie van God af nie, dis die werke van die vlees. En dan is daar die woordjie twis. Die Griekse woord daarvoor is eros. Klink amper vir my soos irriteer, jy weet, maar eros. The meaning of love
of strife. Dis mense wat genade daarin vind. Hulle hou daarvan om te stry. Aanhoudende konflik en argumente te kwarrel. Twis. Dis die teenoorgestelde van lankmoedigheid. Ek wil net heel erg loop in twis. En dan toornigheid. Ons het gehoor, lankmoedigheid is om lank te wees voor my toorn uitpop, né? Toornigheid is die Griekse woordjie thaimoi. Thaimoi is anger. Toornigheid. Weet jy, ek loop in die winkel, is nou die dag 'n president, en hier is 'n oom en 'n tannie wat koop, en sy haal ietsie van die rak af en sit dit in die bak. Daar vervies hy hom vra. Ja, jy kan nie dit. Sy sê, maar ons in by die huis is klaar. Ja, hier gaan hy aan. Weet jy, later wil hy nie eens meer in daai selfde gangetjie as hy loop nie. Want is net, dis anger, dis kwaad. En sy kwaad borrel uit. En dit mors bo oor sy vrou. Woedeuitbarstings, vinnig en onbeheersde toorn. Woede. Hy woede, hy sê dit is soos 'n warrelwind. Jy weet, jy staan nog daar by die braai en hier skielik kom hierdie warrelwind en hy waai alles. Die borde en die lappe en alles, daar gaan dit. Dis soos 'n ou wat 'n woedeuitbarsting het. Jy weet nie waar om te keer nie. Hier gaan die ou en jy voel jy wil net wegvlug. Toornigheid. Dis waar lankmoedigheid ontbreek. Is die werke van die vlees. En dan naaiwer. Naaiwer, en hy's 'n skelm. Hierdie naaiwer. En dis ook eintlik 'n woord wat ons heeldag gebruik, nee. Dis 'n neidigheid. Die Griekse woordjie zelos. Dis selfsug. Dis afguns. Dis jaloesie. Dit word so beskryf, dis 'n gevoel van ontevredenheid as iemand anders iets het wat jy begeer, as hy suksesvol is, as hy rykdom het, as hy geluk het. Dis ook mededinge. Dit kan selfs in die kerk wees. In kompetisie met ander. In naaiwer. Ag nee, nou weer, daai ou, hy's nou weer die belangrike. Daai ou, o nee, ek word nou oor die hoof gesien. Naaiwer. Werke van die vlees. Tweedrag. Dis verdeeldheid. Dis divisions. Dis tearing apart, om uit mekaar uit te skeur. Werke van die vlees skeur uit mekaar, en dis nou hier waar Paulus sê, hy sê, die wat julle opstandig maak, daai wat julle so uit mekaar uitskeur, as hulle tog maar hulle self wil vermink, hulle moet sommer hardloop in hulle kop stukkend in die muur slaan. Want Paulus kan dit nie meer vat, laat hierdie gemeente uit mekaar geskeur word, deur tweedrag nie. Partyskap. Daar's faksies, in Kolossense 1 Korintiërs 3 lees ons, die een ou is vir Paulus, die ander ou is vir Apollos. Jy sien, Apollos was 'n baie goeie spreker gewees. En ons maak die afleiding dat Paulus dalk nie so goeie, hy was 'n goeie skrywer. En daar was mense wat nou agter Apollos aanhardloop, want hy is hierdie spreker, hoor jy, so die hoendervleis, jy is die hoendervleis, en as hierdie ou begin praat het, en toe is hy nog onkundig, en hulle moes hom leer om bietjie die waarheid te praat, maar hy het mense aan sy voete gehad as hy praat, Apollos. Nou is party wil almal is agter Apollos aan, hierdie ou. Maar Paulus is maar hierdie ou, wat moet sy skrywe meer die ding doen, en moet feite kom. Hy het nie daai selfde emosie as die ander nie. Partyskap, 'n faksie, hierdie kant toe en daai kant toe. Hy sê, is julle nie vleeslik nie. Want die een sê, ek is hier voor die ander dan. En partyskap. Klaar genoeg gesê oor die teenkante van lydsaamheid. Of lankmoedigheid. Kolossense 3 vers 15. Hoor hierdie versie, en laat die vrede van God, daai vrede wat jy weet, God het my daai vrede gegee, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers,
En hier is dit, ons ken 'n skeieregter, né? Sy daai geel kaart of die rooi kaart uithaal. As die vrede, dit moet in jou hart heers en wees dankbaar. Die skeieregter in jou hart, oor enige iets wat in jou lewe aangaan, die een wat die rooi kaart en die geel kaart vir jou ophou, is vrede. Het jy vrede oor die plek waarop jy is, in jou hart, in jou lewe, in jou gedagtes, in jou hart? Is daar vrede? As daar nie vrede is nie, hoor die fluitjie, sien die rooi kaart, dis die Gees van God wat werk. Die vrug van die Gees is vrede. Nou, Evelyn Christensen skryf 'n boek en Here verander my, is die boek se tema. En dis waarmee ek vanmôre wil afsluit. Evelyn Christensen het haar kinders baie ernstig vermaan en rigting aangewys. En ek dink die een was, nie die hele storie, maar ek dink sy was op pad universiteit toe en die ma het weer, dis vreeslike instruksies. My kind, jy moet so en jy moet so en jy moet so. En hierdie is nie reg nie, daar is nie reg. En die dogter skok haar, sê vir haar ma, hoekom bid jy nie eerder dat jy moet verander nie? Jy wil my heel verander. En sy het nogal erg daaroor aangegaan, dat mense moet verander, maar sy wil die hele wêreld verander. En haar dogter wys die vinger na toe terug. Maar gaan bid, dat die Here jou kom verander. Dus kan sy die boek, Here verander my, Lord change me. Sal dit nie vanmôre jou gebed wees? Jy weet, ons wys so gou die vingers uit buite toe, en Here, ek wil hierdie wegkry en daai en hierdie en daai, al die goede wat verkeerd is, daar's baie goed wat verkeerd is in die hele wêreld en in die land en in mense se lewens. Dit hou mens besig. Raak besig met die een wat jy in die spieël sien, Here, verander my. Dat die vrug van die Gees in my tot 'n realiteit sal kom. Vrug van die Gees. En Lukas 11 vers 13 sê, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Gebed. Gebed is die antwoord. Mag God u help. Amen. Kom ons buig in gebed. Here, ons kan u vanmôre aanbid vir u liefde, vir die blydskap wat u in ons hart werk, vir die vrede wat u vir ons uitstort. Maar Here, as daar een praktiese deel is lankmoedigheid. U is die pottebakker, ons is die klei, en ek wil ook sê, Here, leer my om meer soos Jesus te wees. Ek wil dit uitroep, Here, saam met elkeen hier. Here, verander my. Dankie, Here. Amen. Ons gaan 'n slot iets saam sing.